Ja. Groot is ons God. Vandag se diens kan julle agterkom, het so heeltemal so 'n bietjie anders te kom, 'n ander manier vandag, soos die Here ons lei. Ek weet nie eers of ek gaan preek vandag nie, dit gaan oor die Heilige Gees vanmôre, en wat hy hier wil doen vanmôre in hierdie gemeente. Die Here sê dit tyd geword dat die kerk weer begin lewe kry, dat die kerk weer begin werklik, dit gaan oor hom, en nie oor onsself nie. Dit gaan nie net oor tradisie nie, dit gaan nie net, daar profeteer ek sommer, die Here sê, dit gaan nie sommer net oor tradisie nie, dit gaan nie oor gewoonte nie. Die kerk moenie net 'n plek wees waar ons kom, omdat dit 'n gewoonte is, om te voel ons moet hier wees nie. Dit moet 'n plek wees waar ons hom vereer, waar ons getuig van hom, ons hom eerste stel, ons hom bo alles stel, ons hom aanbid. Maar die Here sê, dit gaan nie net oor die hemel of hel nie, dit gaan ook oor die lewe, wat jy hier wil hê, op hierdie aarde. En baie keer is dit die rede hoekom mense nie hulle lewensvolheid lewe nie, is omdat ons nie binne die wil van die Here lewe nie. Prys die Here daarvoor. Die Here Jesus kom en hy sê, ons gaan vanmôre gaan ons eerste die nagmaal, en as die Here, ek wil dit maar net so doen vanmôre. En ek het Vrydag het ons hier 'n diens gehad, 'n roudiens, 'n troostdiens met iemand wat oorlede is, ongeluk onlangs Norman. En waar ek ook weer verduidelik het vir die mense dat die sakrament van die doop is iets wat volg op iets wat reeds gebeur het. Die doop is nie iets wat jou lei na redding nie. Die doop is nie iets wat maak dat as jy dit doen, word jy gered nie. Dit is eintlik 'n getuienis van iets wat reeds in jou lewe gebeur het. En net soos die nagmaal. Die nagmaal, die maaltyd wat Jesus toe dit die eerste keer gebeur het, is dit op 'n belofte, iets wat sou gebeur het die volgende dag. Maar ek en u, wanneer ons die nagmaal herdenk, is omdat ons glo dat daar iets reeds gebeur het, en dis ons Here Jesus aan die kruis. Dat hy vir ons sondes betaal het, dat hy die skuld betaal het, en dat hy vir ons 'n nuwe lewe wil gee, 'n nuwe begin. Ek lees vir julle Johannes 6, Jesus die brood van die lewe vir gelowiges. Want die brood van God, ek lees hier van vers 33, want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdaal en aan die wêreld die lewe gee. Toe sê hy vir hom, Here, gee vir ons altyd hierdie brood, en Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom sal nooit honger kry nie, en wie in my glo sal nooit dors kry nie. Maar ek het vir julle gesê dat julle my gesien het, en tog glo julle nie. Al wat my Vader my gee, sal aan my almal, hy sê, hier staan al, maar ek amper sê almal, wat die Vader my gee, sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom, nooit uitwerp nie. Hoor vir my baie mooi vandag. As jy na die Vader toe gaan, as jy jou sondes bely en sê, ek is skuldig, Here, ek het u nodig, dan sal niemand jou weer die Here se hand uitruk nie. Hy sê jy nooit uitwerp nie. Vers 38, want ek het in die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. Mense sien altyd as God die Vader, as hierdie groot kwaai oomie daar in die hemel. Maar weet jy dat hy is wat Jesus gestuur het? Trouwens, dit is hy wat Jesus is. Hy het in die vlees gekom as Jesus. En hy is gestuur, sodat ons nie verloor hoef te gaan nie. Vers 39. En dit is die wil van die Vader wat my gestuur het, dat al wat my gegee het, ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit opwek in die laaste dag. En dis die wil van hom wat my gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo, die ewige lewe mag hê, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Dan lees ons nou die woorde gemurmureer en nie ding verstaan. Dan sê hy van vers 47, Voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Ek wil gou vir julle sê, hierdie geloof, ek het dit Vrydag 'n paar keer, ek het dit selfs bewys, dat hierdie geloof, hierdie glo waarvan gepraat word, is 'n verhouding met Jesus. Jakobus sê baie uitdruklik, die bose glo ook, en hulle sidder en beef van angs. En hoekom sidder en beef hulle dan? As hulle wil glo. Want hulle het nie 'n verhouding met Jesus nie, hulle het ook verwerp. Hierdie geloof, hierdie glo, is 'n absolute verhouding. Nou as mense wat 'n verhouding het met 'n idee, met 'n gedagte, met 'n belofte, maar nog nooit 'n ontmoeting met Jesus gehad nie. Die Here wil graag 'n verhouding hê met u, hy wil ontmoeting hê. Ek is die brood van die lewe, julle vaders het die manna in die woestyn geëet en het gesterf. Hy sê, dis nie die brood nie, daardie was die brood van die engele, né? Wat hulle in die woestyn gekry, die manna, hulle het geëet, en vir 'n dag is hulle gevoed.
Maar hulle het uiteindelik ook gesterf. Hy sê maar vers 50, dit is die brood wat in die hemel neerdal, sodat iemand wat daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die lewende brood wat in die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat ek sal gee, is my vlees, wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. Dis Jesus aan die kruis. Die Jode het met mekaar gestry gesê, hoe kan hy ons sy vlees gee om te eet? En Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet, en sy bloed drink nie, dis die Bybel, het julle geen lewe in julle self nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys, en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom, soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. Dit is die brood wat in die hemel neergedaal het, dis Jesus Christus. Nie soos julle vaders die manna geëet en gesterf het nie, wie hierdie brood eet sal tot in ewigheid lewe. Geliefdes, ek wil weer vir julle sê, dit beteken nie die koekie wat jy nou eet en die druiwesap wat jy nou drink red jou nie. Hierdie is jou getuienis. Die brood wat ons eet is Jesus wat reeds gesterf het, en sy bloed wat reeds vir ons gevloei het in die kruis, en ons moet dit vat, ons moet sê, ons moet kan bely, en sê ek is skuldig. En ek kan nie uit eie krag nie, daar is soveel mense wat uit eie krag, ons staan vanmôre, ons staan soos daardie tollenaar, waar die tempel staan en sê, Here, wees my hierdie sondaar genadig. Ek kan dit uit eie krag doen nie, ek is nie groot genoeg nie, ek is nie sterk genoeg nie. As ek God was, kon ek. Maar as ek God was, het ek ook geen sonde gehad nie. Ek is maar net 'n mens, 'n swak mens. Maar ek het my sondes vir u gegee, en u bloed bedek dit. Voor ons die nagmaal gebruik, wil ek hê u moet daaroor dink, dat u moet weet, dat as jy waarlik, dat u die nagmaal net sal gebruik, as jy werklik daai besluit geneem het, as jy werklik besluit geneem het, dat Jesus jou redder, jou saligmaker is, dat jy deur hom lewe, dat jy vir altyd sal lewe, dat as jy jou oë sluit, of as die Here ons kom haal, dat jy waarlik by hom sal wees, jy moet dit kan getuig met oortuiging, dan gaan ek jou nooi om minder die nagmaal te gebruik, maar ek gaan eers soos Jesus net 'n tafelgebed doen, dat ons vra dat die Here dit seën. Dierbare Vader, ons dankie, dat u die lewende brood is, wat vir ons u liggaam gegee het, sodat u in ons kan woon, dat ons u eet, dat ons u inneem, dat u in ons woon en ons in u, en dat ons waarlik gered is, en dat ons waarlik deur u bloed skoon gewas is, witter as sneeu, witter as wit wol, sodat ons aanneemlik kan wees vir die Vader, wat ons so bitterlik lief het, wat gegaan het en gesê het, hulle kan nie, dat hulle die wet gegee het, hulle al hierdie dinge gegee, maar hulle kry dit eenvoudig nie reg nie. Daar is net een manier, my seun Jesus Christus moet die prys van betaal, sodat hulle kan wit wees, sodat hulle kan skoon wees, sodat my bruid kan bekleed wees met rein en fyn blink linne, sodat sy vir my aanneemlik kan wees, wanneer ek kan vermaak. Ek vra Here dat u hierdie tekens in ons liggame sal seën, ook die hande wat dit voorberei het. Seën hierdie spys, seën hierdie drank in ons liggame, en Here, as u ons dit inneem, Here, dat ons bewus sal word van die Heilige Gees, die werking van die kragte van die Heilige Gees. U sal begin raak sien, dat die ore sal oopgaan, dat ons gedagtes sal oopgaan, dat u binne ons sal werk. U sê Jeremia 31, onder 'n nuwe verbond gaan ek, nie die wet nie, my wet in julle harte opskryf in julle gedagtes. Julle sal weet wat my wil is, julle sal weet wat reg is, julle sal weet wat verkeerd is. Julle sal die Gees van die Here toelaat om julle stukkie vir stukkie te verbeter. Ons doen dit die heiligmaking. Die heiligmaking waar sonder niemand die Vader sal sien. Die Here help ons dan dat ons deur hierdie proses sal gaan. Maar hulle dan begin by hierdie getuienis van ons weer eens vanmôre, wanneer ons deel het aan hierdie sakrament van die nagmaal, word u ook hierdeur verheerlik. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Ek wil u vra, dis op die eie kom van hierdie tekens omhaal en dan gebruik op die tyd en dan sal ons later voortgaan.
julle sê so gereeld as wat julle wil, kan julle hierdie ding doen ook by julle huise, julle te herinner aan wat Jesus vir julle gedoen het. Ons doen dit eenmaal 'n maand en by spesiale geleenthede. Daar is kerke wat dit elke Sondag doen. Ek weerhou my daarvan, want ek wil hê dit belangrik wees, ek wil hê dit nie op net 'n tradisie, op net 'n gewoonte, op maar net iets wees wat ons maar elke keer doen nie. Dat ons bewus sal wees, so as jy dit gebruik, wees bewus van wat Jesus werklik vir jou gedoen het, en dat hy gekies het om dit te doen, sodat jy nie teen jou wil in daai posisie hoef te wees nie. Julle kan, as julle klaar is, met julle maar net die glasies met mekaar maak en voor my te bring. Kies kan julle sien, want is die lig af. Die lig is af, ja. Ek het dit afgesluit dat julle maar net as julle sal sien na so 'n slideshow. En dis nou maar foto's wat geneem is, Lily, net na die ongeluk wat sy was. En dan ook hoe sy herstel het. Nou jy het al meeste van die het al hierdie getuienis seker gehoor, wat ons YouTube gesit het, Facebook gesit het. Die wonderlike pad wat die geloop het. Ek het gehoor, glo julle die Here doen nog wonderwerke. Amen. Is die Here altyd goed? Ons sê halleluja. Prys die Here. Hy doen nog wonderwerke. Weet jy, wonderwerke hou nie op nie. Ons sien baie keer die wonderwerke nie eers almal raak nie. Ons getuig van sekere wonderwerke, min weet ons daar's nog wonderwerke wat intussen gebeur het, waarvan ons nie eers weet nie. Maar ek gaan nie te veel sê nie. Ek gaan vanmôre, Lily het gesê sy wil 'n bietjie getuienis bring. Sy wil 'n bietjie kom vertel, iets kom vertel vir u vanmôre. Iets wat die Here op haar hart lê, maar sy voel sy wil in die gemeente ook kom getuig en sy is nou so rukkie, sy is nou maandag gewees vir haar 6 weke opvolg. En ek weet sy laat nog dinge gebeur, maar ek wil nie haar by die bou uitlaat nie. Ek wil vir Lily die geleentheid gee om weer te kom vertel wat sy ook al wil sê. Prys die Here. Ek hoor vanmôre is 'n oggend van getuienisse. Kom ons hoor die getuienisse. Hallo gemeente. Meeste van julle het my getuienis op Facebook gehoor. Die gedig het ek geskryf. Dit beskryf eintlik my getuienis baie beter. So ek gaan dit nou vir julle sê. Wag, wat moet ek kry? Okay. Die titel is Ek het oorwin. Ja. In 'n oogwink het die wêreld stil geword. Metaal en skok, 'n gebreekte akkoord. Ek het die dood in die oë gekyk daardie dag. Gevoel hoe my asem teen die einde vasloop. My liggaam was stil, my hart vol vrees. Die pyn het gefluister, dis hier waar dit wees. Maar iewers diep, waar hoop nog fluister sag, het ek geleer om nie op my eie krag te wag. Ja. Vertrou op die Here met alles wat jy het. Moenie staat maak op jou eie insig, het ek geweet. En in daardie oomblik, donker en swaar, het 'n groter hand my lewe bewaar. Ek is nog hier, ek leef, ek staan, 'n lopende wonderwerk deur God se plan. Nie net geluk, nie net toeval se deel, maar genade wat sterker as die dood kon speel. Die operasie, die wonde, die genesing wat kom.
Ek het vinnig opgestaan, weer begin om te blom. Hy sal die regte pad vir jou wys, fluister dit stil. Selfs toe ek nie altyd verstaan het sy wil. Hulle sien net hoe sterk ek nou lyk, maar nie altyd die trane wat ek stilweg wegsluk. Want trauma bly soos 'n skadu wat volg. 'n Sagte herinnering wat my soms nog dolk, maar ek leer elke dag al vat dit tyd. Hou die Here voor jou oë en vermy wat sleg is in die stryd. En selfs as my liggaam nog herstel en seer, weet ek, hy maak my lewe weer heel en meer. Dit sal jou liggaam gesond hou, jou lewe verkoop. Woorde wat my dra wanneer my krag soms stik. Ek plaas elke vrees, elke pyn, elke stryd in die Here se hande. Hy vra my deur tyd, want ek weet ek stap nie hierdie pad alleen. Hy was daar toe ek val en hy staan nou nog teen. Die Here is my sterkte en my beskermer. Ek sê, op hom het ek vertrou. Hy het my kom red. En ja, ek is trots, want ek het oorwin. Nie deur my krag nie, maar deur hom binne-in. Ek en die Here saam in die stryd, het die duiwel verslaan, daardie donker tyd. Die dood het my geroep, het my naam gefluister sag. Maar God het gesê, nog nie, jy bly vandag. En nou met 'n lied, al is my hart nog soms seer, wil ek hom loof, want hy het my gehelp keer op keer. En hier staan ek nou, met geloof as my stem. Ek het oorwin, want hy leef binne my, en vir hom leef ek. Amen. So, julle weet ons nou, my oupa het gesê, dat ek was by die check-up gewees. Nou, ek wil dit met julle deel vandag. Ons het na die dokter toe teruggegaan, vir my check-up, en nog 'n wonderwerk het gebeur. Hy het vir ons gevra, wil ons die ekstrale sien van my rug voor die operasie, en ons het vir ons gesê, ja, wys ons. Hier kom die deel. Ons het vir ons gesê, ja, asseblief, wys ons. Toe wys hy ons hoe my rugwervel in my hoofslagaar ingedruk het. Hy sê toe vir ons, as my wervel net 'n klein bietjie skerper was, so ek my dood gebloei het op die ongelukstoneel binne in sekondes, in 'n kwessie van sekondes. My ander dokter, Dr. Loos, het elke keer gesê ek se lopende wonderwerk. Na ruk het ek gevoel ek hoor dit genoeg. Min het ek geweet hoe waar dit was. So eintlik wat ek vir julle wil sê is, die Here hoor jou gebede en hy is nader as wat jy dink hy is. En gebed dra krag en die Here is goed. Amen. Ja, loof ons die Here heeltyd oor 'n rug wat gebreek het, 'n kind wat nie verlam is nie, min weet ons hoe naby sy aan die dood was op die toneel. Hulle wys daar sodat daardie wervel uiteindelik in die aarde ingedruk het, en as hy skerp was, sou hy afgesny het nie daar op die toneel, en in sekondes soos hy doodbloos. Prys jy die Here nog geloof op. En nou heel onverwags, ek het dit nie geweet nie, het iemand vir my gesê, sy het ook 'n getuienis om te kom gee. En jy moet net so dat ons almal kan hoor. Ek is nie geslaan nie, hoor. Ek lyk so. As gevolg van wat ek geval het. En ek het hard geval. Maar ek sê vir julle, soos ek hier staan, niks gebreek nie. En het is net amazing dat die Here mense op jou pad stuur om jou op te tel. Ek het daar geleef en dink, ag nee. Want ek het net gesien, die kom by aarde en daar lê ek. Kan nergens te gaan, ek kan nie op, ek kan nie af, ek is te groot, ek is te rond. Ek kry nie vatplekkie. En hulle stop en hulle help vir my. En niemand het 'n probleem, en daar staan ek op en ek loop. Verkeer niks. En ek het hierdie hele week gedra om vir my terug dat ek is sy kind. Hy is saam met my. En niemand anders. So ek gee al die eer aan. Het ek af vandag en almal getuig. En nog getuigenis. Niemand die sê nou so paar woorde sê nie. Prys die Here. Geliefdes, ons
sien nou wat wonderlike ding, ons het nou ook gegaan, ons het nagmaal gehou. En ons het die laaste die Here baie op my hart ook geleer reinig. Om gereinig te wees. Ons moet skoon staan. Ek het nou gesê, as ons voor die bruid, as ons as bruid voor die Here Jesus, die bruidegom staan uiteindelik ook. Openbaring 19, dink vers 14 sê, die bruid het haar gereed gemaak soos bekleed met rein fyn blink linne. Die woord van die Here sê in Matteus 5 vers 8, geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Kyk waarna gaan hy sê nie, geseënd is hulle wat goed, wonderlik of mooi is, hy sê hulle wat gerein van hart is. Hy kyk in die hart. Ek het in Vrydag ook met die troostdiens van Norman, so mooi getuienis wat Pikkie ook daar geskryf het, wat gesê het, jy sien die Here het gesien in Norman se hart. Hy het 'n pad geloop, hy het nog nie die pad geloop wat hy moet nie, maar die Here het gesien in sy hart, dat as ek hom aanraak, sal hy sy hart vir my gee. Ja. 'n Mooi getuienis gehoor wat gebeur het daai laaste ure, en hy verander het, hy 'n bruilof, hy het voorberei vir 'n bruilof, en hy het gedink, hy het berei voor vir 'n bruilof met Chantel, en eintlik het hy die bruilof voorberei van die Here wat hom kom haal, die lieflike lig wat geskyn het, na die maandag het hy gekla, tot die dinsdagoggend van die helder lig, Pikkie moet tog net 'n plan maak, want die lig is so skerp, en eintlik is dit die deure van die hemel wat opgegaan het, hoekom? Want hy is rein van hart, hy besluit om sy hart vir die Here te gee. Ons moet rein van hart wees, ons moet ons rein maak voor die Here. Nou, Paulus skryf hier vir die Korinte, hy skryf hier 1 Korintiërs 5 vers 8, laat ons dan fees vier. Nee, omdat Jesus het ons losgekoop, laat ons fees vier. Hy sê nie met die ou suurdeeg of met die suurdeeg van onsedelikheid en ander sonde nie, maar met die ongesuurde brood van reinheid en waarheid. As so 'n bietjie wat sê, purify my heart, let it be as gold, pure God, ready to do your will. En ek wil vir jou sê, as jy hierdie bietjie luister en na mense kyk, dan besef mense dat eintlik in ons siel, elkeen van ons siel, smag eintlik na reinheid. Ons smag eintlik om skoon te wees. En dit liggaam is amper soos wanneer jy gaan, jy het hard gewerk. En jy's vuil, jy's nou 'n boer, jy in die stof gewerk heeldag, of jy's motorwerktuigkundige, jy heeldag met olie gewerk, of wat ook al. Ek sal nooit vergeet nie, as ons vir die brande opgeslaan het, Celia, julle klop sal nou weet, jou hele ou bakkie ryk na roet binne. Alhoewel het jy ook alles toe gehad, dan het jy die aircon die hele tyd aangehad, hoewel jy nie kan nie, die voertuig is geneig om te overheat dan. Maar in elk geval dan, as jy vol roet, en jy's vuil, en jy ryk na roet, en jy kan nie rustig raak, voor jy nie lekker gaan stort en skoon is, nee. Want jy het daai behoefte aan reinheid, jy het daai behoefte om skoon liggaamlik te wees. En net so, het jou siel op hierdie behoefte, wat Paulus hier so sê, ja, Jesus het jou sonde kom vat, ja, Jesus het die straf op hom geneem, maar hoekom beweeg jy terug na die ou dinge toe? Die Here beskryf dit so, hy sê dit is soos 'n hond wat teruggaan na sy eie braaksel toe. Die Here maak jou skoon, hoe gaan ons terug na hierdie dinge toe? Hoe wil ons fees vier? Terwyl ons hierdie vuilheid, daai stof en daai olie en daai goed voel eintlik vir jou amper soos 'n gewig wat op jou lê, né? Wat heeltemal afgewas is. Dis hoe ons wil wees. En ons siel smag ook daarna. Maar ek wil vir jou gou sê, as jy dit te veel doen, as jy gewoond raak daaraan, dan is dit vir jou niks meer snaaks nie. Ek weet ongelukkig, my kinders weet, Dolf is nou nie hier nie, ek dink hy kyk, hy sal kan beamoen as hy hier was, dat ek is nogal kwaai op dit gewees, dat ek glo nie iemand gaan slaap in my lakens, as hy nie eers gaan stort het. Die maak nie saak wat hy heel dag gedoen het nie, maar hy sê heel dag in die huis, vir alle man, en ek gesê, dat 'n man is vir my amper meer onrein as 'n vrou. Ja, dan sê hy vir my, nee, maar hy stort in die oggend, dan sê ek, jy is welkom in die oggend ook te stort, dit is opsioneel, maar vanaand, voordat jy in my bakens, wat skoon gewas is deur my vrou, wat ons hiervoor betaal het, sal jy rein wees, dis gaan slaap ons nie vuil doen, nee. En dis wat die Here ook sê, hy sê, jy moet kom, jy kan nie rustig wees, terwyl jy nog onrein is. Ongelukkig is daar mense wat, eenvoudig net ek, met die vingers wys jy, maar as mense wat vuil, wat vir weke lang kan aaneengaan sonder 'n bad, en hy dit verstaan ek nie. Maar hoekom, want mense raak gewoon aan. As jy dit 2, 3 of 4 keer weer doen, dan raak jy gewoon aan. Met ander woorde, wat ek wil sê is, ek kan nie werklik rus in my vrou se skoon gewaste lakens as ek vuil en onrein is nie. En net so kan jy ook ver van fees vier en rus in Christus as jy nog jou vuilheid van sonde
op jou het nie. Is dit nie so nie? Ons wil graag rein wees. Dit is lekker om skoon te wees. Jy sien, ons wil verlos wees van al die bagasie wat ons dra. En wat is 'n tipe bagasie dra ons? Dawid skryf in Psalm 119:81, hy sê, ek smag na u redding. Dis 'n swaar las om te dra as byvoorbeeld vriende vir mekaar kwaad is. Ek gebruik dit baie vernomen vanmôre. Maar dit is net een van baie voorbeelde van iemand wat eintlik 'n goeie hart het, 'n mooi hart het, maar wat seer gekry het in die lewe, wat verdruk is in die lewe, vertrap is in die lewe, en ongelukkig sit ons baie keer met onvergifnis. Maar weet jy wat veroorsaak dit? Hoogmoed en trots. Daardie wat sê, ek gaan nie, hy moet eers te jammer sê, of wat ook al die geval mag wees. Ons is ook te hoogmoedig en te trots om te gaan. En wat doen ons? Ons sluit mense in 'n gevangenis toe. Ons dink, ons sluit mense toe, ons druk hulle in hierdie tronk, ons druk hulle in die hokkie, ek gaan hulle vermy en ek het hulle eintlik toegesluit. Maar op die ou einde, dan sluit jy jouself toe. Op die ou einde is jy self die een wat in 'n gevangenis is. En ja, ek sê altyd, as jy werklik 'n kind is vir die Here, daar's 'n man, hy het sy hart vir die Here gegee, hy is daar, hy het 'n bruiloft beplan, hy is liggaam van Christus, hy is by Jesus, hy is waar ons almal begeer om te wees, of ek hoop ons almal begeer om te wees, nee, hy is daar. Maar wat sy lewe het hy gelei? Hoe kon die lewe gewees het? As jy dalk aan 'n keuse is, as jy dalk jong mense kom, Paulus skryf vir Timoteus, vir die jong Timoteus, hy sê vir hom 2 Timoteus 2 vers 22, vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid en jaag na geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die Here uit 'n rein hart aanroep. Ek kry so baie jong mense, laat hy nou 'n verhouding met 'n meisie gehad, buite egtelike verhouding, en sy het swanger geraak, en dan sê goed, dan nou moet jy jou verantwoordelikheid. Nee, pastoor, of nee, oom, ek is nog jonk, en sê, nee, die dag die jy besluit om soos 'n groot mens op te tree, soos 'n groot mens te weet, dat jy jou jonkheid prys gegee. In plaas van dat jy terwyl jy jonk is, liewer 'n rein lewe lei, dan gaan jy die volheid van die lewe, jy gaan geseën wees, jou hele lewe lang. So ek sê altyd, mense moet nie net dink, Prediker 7 vers 17, kyk wat sê hy, wees nie al te goddeloos, en wees nie dwaas nie, waarom sou jy sterwe voor jou tyd? Mense is baie lief om te sê, my tyd is bepaal, die Here het vooraf bepaal, ek gaan so oud word en so aan. En dan wil ek sê, jy's reg, mense verkeerd, want jy's reg. Psalm 90 vers 10 sê presies hoeveel jare die Here vir ons gee. Hoeveel jare is dit? Weet jy? 70 tot 80 jaar sê hy. En die meeste daarvan is by uitnemendheid eintlik net 'n gesukkel, en dis in my eie woord. Party mense word 'n bietjie ouer, maar hy gee vir ons 70 en as jy sterk is 80 jaar, jy kan dit gaan lees. Maar hoekom sterf mense vroeg? Die sondes van die wêreld. Of die dinge wat jy self, die dwaase dinge wat jy gedoen het, iemand wat nou vir my bel verlaat in die aand gebeur, ek het al geslaap. Pastoor, ek moet na jou kerk toe kom. Want ek is nie tevrede met daai kerk nie, ek is nie tevrede met daai kerk nie, en so aan. En dan kom sy verder en vertel van my hoe rook nie sonde is nie, en hoe drink nie sonde is nie, en goed, en ek het met gehad, want is laat in die aand, ek is moeg, ek is half van die slaap, en ek het toch kom na my kerk, ek sê jou later die waarheid vertel. Nee. Maar hoor mooi, wanneer ons nie sonde preek, wanneer ons sonde preek, is nie, maar jy nie weghardloop en sê, daai pastoor sê rook is sonde nie, of drink is sonde nie, en dan praat ek van misbruik van drank nie. Hier is nie een ou wat hier sit wat die sonde het nie. Wat ek probeer sê is, as jy jou hart vir die Here gegee het, dan gaan jy worstel met sonde. 'n Ou wat sy hart vir die Here gegee het 'n stryd met sy sonde. Ek sê nie hy doen met sonde nie, maar hy het 'n stryd met sy sonde. 'n Ou wat nie 'n kind is van die Here nie, leef in sy sonde met vrymoedigheid. Hy geniet sy sonde. Dis ou wat homself vertel, dit is die sonde wat nie vergewe word nie, dis onbelyde sonde. Met ander woorde, dis vir my, aanvaar die Here vir die kruis gesterf, so daar sou geen sonde nie, dis een van die grootste leuns wat daar is. Maar wat ek wil sê, as jy hart vir die Here gegee het, dan gaan niks jou ooit uit God se hand uitdruk nie, niks, nie eers jou sonde nie. Maar, soos wat die prediker sê, jy lewe hier in hierdie dwaase wêreld, gaan dalk nie wees wat die Here vir jou beplan het nie. Jy gaan nie kom nie, jy gaan dalk swaar kry, daar gaan dinge in jou lewe gebeur, jy gaan familieprobleme, jy gaan verhoudingsprobleme hê, jy gaan finansiële probleme hê, ek kan aangaan en aangaan en aangaan, en voordat ons blameer, ons eers gaan kyk hoe lyk my lewe.
lewe ek binne die wil van God, want hy wil vir jou net die beste gee. Dis waar sonde inkom. Maar die Here wil hê, jy moet hierdie dinge aflê, jy moet rein wees. En een van die dinge wat jy moet doen is vergifnis. Jy moet kan vergewe, jy moet kan vryspreek. Die woord van die Here sê uitdruklik in Matteus 18. Jy gaan gelees daar die verhaal van die koning. En die ou wat hom soveel geskuld het, nooit dit sou kon betaal nie. Die koning het hom jammer gekry, sy skuld afgeskryf. Net so die Vader, is eintlik 'n voorbeeld van Jesus. Hy is die koning, God is die koning. Hy sê, jou skuld is afgeskryf as jy na my toe kom. As jy dit kom bely en kom sê, hoorie, ek wil 'n plan maak. Dan sê hy, hoorie, daar's geen plan wat jy kan maak nie, behalwe Jesus Christus. But God, hy kan jou vrykoop van daardie dinge. En hy spreek jou vry. Maar dan sê Matteus 6, nadat jy die Onse Vader gebed, jy moet bietjie gaan lees. Net na die einde, as hy sê amen, dan sê hy, want as julle naastes deur die sondes vergewe, dan gaan die Vader julle nie vergewe nie. Daar is hy voorwaarde. As jy wil vergewe word, maar jy kan vergewe, jy moet kan vryspreek. Dit is belangrik. Die Bybel sê jy sal nie vergewe word as jy nie vergewe het. Ons moet hierdie dinge agter ons kan sit. Ons moet dit vir die Here gee, sê Here, U moet dit vir ons hanteer. U moet dit hanteer. Dit is die antwoord. Jesus is die antwoord. Maar daar is 'n probleem. Die vraag is nou, hoe maak dit? 1 Johannes 1 vers 9, Johannes sê, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes en rein ons van alle ongeregtigheid. Met ander woorde, die Here doen dit. Nou voor ek iets gaan sê oor selfvergifnis. Ek het baie jare gesukkel met 'n vel-ekseem. Eintlik doen ek dit nog steeds, ek het dit aan my hand ook. Maar ek het begin aanvaar dat die Here my herinner. Net soos Paulus met die doring in die vlees. Dit is die Here se manier om my te herinner waarvan hy my wel genees het, maar dat ek kan hom moet vashou, want ek het dit eintlik op ongemaklike plekke gehad. Die vel-ekseem, dat ek in die stort so bestaan en dan gekyk en dan het die Here gesê spreek vry. En die Here het gesê jy moet vryspreek van mense. Baie keer dat jou gees, jou siel, jy dink jy is vir niemand kwaad, maar jou siel is kwaad. Jou gees het seer gekry iewers. Jy moet daai wortel gaan trek, jy moet daar agterkom dat jy werklik kan vergewe. En sondes wat jy self doen, moeswillig. Dus ek het reeds gesê, jy is dalk gered, maar met die sondes doen, is daar hierdie dinge wat gebeur. En die Here het my genees daarvan. So, maar dat baie dinge, baie dinge wat selfs vir my kinderjare, wat ek moes bely. Ons is so gewoond om ons knieë te gaan staan, ek het dit vir jare gedoen voor die bed in die aand, en ek sê, ag Jesus, vergewe my sondes. Geef my 'n lekker nagrus en amen. En dan glo jou sondes is vergewe. Is jou sondes vergewe? Die Here moet nou besluit, wat het jy nou vandag gedoen wat sonde is? Wat sien jy nou as sonde? Jy sê vergewe my sondes. Jy moet hulle bely, jy moet hulle kan noem. Jy moet kan weet wat dit is. Sê Here, ek het vandag dit gedoen. Ek het vandag dat vergewe my daarvoor. En as daar onbewuste sonde is, vergewe dit ook. Die woord van die Here sê in Johannes 5. Vers 16, bid vir mekaar se sondes. As jy iemand sien sonde doen, bid vir sy sondes. Die sondes wat nie tot die dood toe lei nie, want baie keer is hy nie eens bewus daarvan dat hy sonde doen nie. As hy 'n kind is van die Here, as hy bely het vir die Here en hy sy hart vir die Here gegee, hy sê ek beroep my op Christus, ek kan myself nie red nie. Dan sal die Here hom vergewe. Maar selfvergifnis is iets wat jy moet onthou. Baie mense vergewe ander. Maar ons het in ons lewens gedoen wat ons onsself nie kan vergewe nie. In my roeping is die 2 sondes wat ek glo die mense die meeste mee sukkel en sê, hoe kan iemand dit vergewe? Is moord, doodslag. En nou praat ek nie net van koelbloedige moord nie, ek praat ook van ons, ek self wat in die oorlog was en jy mense hulle lewens geneem en jy kan nou sê dis oorlog, maar hierdie ding bly by jou, daardie ding eet aan jou want jy het 'n lewe geneem. Die mense in die eerste plek sukkel om te aanvaar dat God dit sal vergewe. Die ander een is seksuele sondes, is losbandigheid. Mense sukkel daarmee. Hoe kan die Here dit vergewe? Ek wil sê die Here vergewe as jy dit bely. Die Here weet waarmee jy sukkel. En een sonde is nie groter as die ander een nie. Maar jy moet dit self ook vergewe. Want dit help jy sit jouself nie tronk nie. Jy moet jouself kan vryspreek. Want jy sien as jy jouself nie vryspreek nie, dan sê jy eintlik daardeur, ek is te vuil, die Here kan my nie vergewe nie. As die Here my nie kan vergewe nie, kan ek my nie vergewe nie. En as jy sê die Here kan jou nie vergewe nie, dan sê jy eintlik die Here is 'n leienaar. Dat hy nie opreg is nie.
Ons moet tot die werklikheid van God kom. God is geregtig en hy wat doen is regtig. Hy kan sondaars rein en heilig voor hom stel asof hy dit nog nooit gesondig het. Psalm 103 vers 12 sê, sover as die ooste van die weste af verwyder is, sover verwyder hy ons oortredinge van ons af. God dink nie eens daaroor nie. Jesus sê vir die egbreekster, jy ken die verhaal in Johannes 8. Lees hier in vers 11 sê, ek doen dit ook nie. Gaan en moet nie vanaf nie meer sondig nie. Wat daar gebeur het is, hierdie egbreekster is gevang, sy het uitgevang op haar sonde. Nee. En hulle wou haar stenig, want die straf vir egbreek is om doodgegooi te word met klippe. En Jesus kom en hy skryf so in die sand. Ek wonder altyd wat hy in die sand geskryf het. Ek persoonlik dink, hy het die manne wat haar wou doodgooi se sondes neergeskryf. Nee. Hierdie ou het dit gedoen, daai ou het dat gedoen. Ek weet nie, ek raai nie man. Of hy dalk net die sondes gedoen. Soos wat hy in Matteus 5 vir die Fariseërs sê, as jy net na 'n vrou gekyk het omdat vergeet het jy reeds egbreek gepleeg, nê? En julle wat julle ouers, julle sê eer jou vader en jou moeder, maar julle steel eintlik julle ouers se geld, nê? En so hy noem al die dinge so. Ek wonder of hy dit weer geskryf het nie. Maar hy gaan en hy sê dat die ou wat geen sonde het, die eerste klip op haar gooi. En niks gebeur nie, Jesus staan op, en hy sien hulle is weg, hy sê, niemand jou veroordeel nie. Sy sê, nee, Here, niemand het my veroordeel nie. En dis waar hy sê, ek doen dit ook nie. Maar hoor mooi wat sê, gaan maar, en moet van nou af nie meer sondig nie. En die Here het elke keer gesê, as iemand blind was, of verlam was, of siek was, het hy meeste van die tyd het ook gesê, en dit word vir jou 'n clue te gee, dat meeste siektes, en ek sê dit reg, jy kan met my aanval hou, siektes, dinge wat in die lewe gebeur, is die gevolg van sonde. Hoor mooi, is die gevolg van sonde. Dis hoekom die Here sê, jy is nou genees, gaan heen, en sondig nie weer nie. Kom maar dit eenvoudig, laat die Heilige Gees in jou kom, laat die Heilige Gees in jou werk. Jy het nou die getuienis gehoor, net so vinnig, julle wat nie, miskien nie alles gehoor het nie, wat het gebeur, daardie Sondag het ons 'n wonderlike diens gehad hierso. En ek het 'n altaar oproep gemaak, en hulle het ook gegaan ons paar gebid, en die Here het vir my tot iets gewys binne en haar, ek het nie weet wat nie, en gebid daarvoor. Min het ons gebed, oor 'n uur gaan sy in 'n ongeluk wees, en het nou gehoor hoe ernstig was die ongeluk. Maar die Here doen nog steeds wonderwerke, as jy uitbely in die Here. Ek sê nie, dan kan nie iets met jou gebeur nie. Maar groot wonderwerke is nog. Die Here doen nog sy wonderwerke. Die Here is nog steeds lief vir jou. Maar jy moet nog net 'n kans gee. Maar ek wil vir jou sê, hy wil met jou 'n verhouding hê. Dit help nie, jy glo hier nie. Of jy hoor glo selfs hier nie. Ek sê vir jou, ek gaan dit oor en oor sê, want ek glo dit. Dat jy moet 'n lewende verhouding hê met Jesus. Net soos 'n huwelik. As ek ek sê dit ook baie, as ons 'n huwelik gehad het uit voordeel uit, dan was dit anderster geweest. Maar ons het 'n huwelik uit liefde, dis heeltemal anderster. Ons behaag mekaar uit liefde, nie omdat daar reëls is. En dis dieselfde met Jesus. Hy verlang. Hy sê, ek klop aan jou hart, ek klop aan die deur van jou hart. As jy vir my oopmaak, sal ek inkom en met jou maaltyd hê. En die Here daai begeerte, maar jy moet hom 'n geleentheid gee, jy moet hom kans gee. Maar ons moet ontslaa raak van die wêreld en die wêreldse dinge. Dis waaroor die doop gaan. Wanneer jy jouself laat doop, dan sê jy, weet wat? Ek sterf vir die wêreld en die wêreldse dinge. Ek word weergebore in die koninkryk van die Here Jesus Christus. Ek is reeds weergebore omdat ek besluit geneem het, maar hierdie is net 'n manifestasie. Dis hoekom Nikodemus gesê het, as jy nie uit water en gees gebore word nie, sal jy God nie sien nie. Watergeboorte, almal van ons watergebore. Ons almal is gebore, ons moeders se gebreek. Maar die geestelike geboorte gebeur die dag as die Heilige Gees van die Here nooi om in jou te kom woon. En dit musiek op verander my hart. 'n Mens wat waarlike ontmoeting met Jesus gehad het, is nie dieselfde mens wat gebore is nie. Ek sien dit oor en oor, dit is absoluut die waarheid. Amen. Amen. Hemelse Vader, ons kom nou na U toe. Ons vra Here dat U ook in hierdie kort boodskap, die getuienis, dat U geëer sal word, en dat ons sal uitgaan, en die woord sal uitdra. Ja, Here, dat ons sal gaan praat, en mense vertel, dat ons die lig ook sal laat skyn selfs. Dankie, Here. Dankie, Here, ek voel die Heilige Gees op my. Here, wat my aanraak, en sê dankie vir die boodskap, dankie vir wat gebeur het hier vandag. Ons dank U, dat het ons toegelaat het, dat U die leiding kon neem.
Ons vra Here, ons sal uitgaan, elkeen van ons die woord sal verkondig, die lig sal laat skyn, Here, dat ons die lig nie onder 'n maat iewers sal toemaak nie, maar dat ons die lig sal laat skyn, dat mense kan sien, daai is 'n kind van die Here, daai ou so ek wil ook hê wat hy of sy het. Maar dat U altyd verheerlik sal word, want dit gaan nie oor ons nie, dit gaan oor U. U het reeds die prys betaal, U het reeds gedoen, en al wat ons moet doen, is U aan te neem as ons verlosser. In Jesus naam bid ons dit. Amen.